Die leier het iets vroeger genoem wat ek net weer wil terugkom om ons viewers 'n bietjie te enlighten, dat hulle kan verstaan en meer observant kan is om te kan sien die taktieke wat gebruik word in ons mense. En een ding wat ek wil aanhaal is die wat die leier vroeger genoem het van die kind wat nou wil soek na klippe om die law enforcement te wil attack mos nou in defense van homself, as 'n mens dit so kan stel, van sy verblyf word mos nou in gedrang gesit, en daai is mos nou die enigste manier hoe homself kan defend. Die rede hoekom ek daai wil oplig is net om te highlight waartoe daai jong man se kop gaan, en daai is insig vir ons om te kan sien wat die situasie is op die Cape Flats in general, en hoe dit is dat gangsterism thrive, en het kom terug na die apartheid spatial planning wat die ander leier vroeger genoem het. As 'n mens mooi kyk, nie net in ons land hier, as 'n mens kyk in Amerika, in die projects soos hulle dit mos nou daar noem, hier noem ons dit die location, die uitkomste is dieselfde, en is meestal communities of color, en mense wat in armoede bly, het is altyd violent daar, en is altyd moorde wat plek vind, substance abuse is altyd 'n probleem, en dit is al die simptome wat ons vind in ons area. En ek noem als dit om ons mense 'n bietjie meer aware te maak dat die goed is beplan, het is nie by chance wat ons die result het nie. En hoe kan het wees dat ons is totally disconnected van Amerika se community, maar ons almal het dieselfde uitslag, as omdat ons almal word in dieselfde stelsel gedruk, waar jy in 'n crowded area met min resources en min facilities gedruk word, en obviously dit is die outcome wat ons kry. Ek gaan nou af op 'n tangent, maar ek voel dit is belangrik om dit te noem, sodat ons mense kan verstaan. Daai jong man wat gevoel het, waar is die klub, laat ek die law enforcement attack, as hy omdat hy onbeskofte, die mekaar jong man is hy, dit is die behavior wat uit hom gebring word as gevolg van die environment wat hy ingedruk word. So, ek noem dit, sodat ons mense 'n bietjie meer navorsing gaan doen, in terme van 'n persoon met die naam van Jacques Fresco, want hy het 'n mooi theorie waar hy praat van hoe environment totally human behavior control. Van ek kan nie sê dat die mense is die mekaar, Amerika se mense is die mekaar, maar hoe is dit dat hulle totally disconnected mense is, maar hulle het dieselfde uitkoms van als die goed as textbook, hoe kan die mense nou stel? Manipulation. Daar's 'n textbook hoe hulle dit uitgevind het, van dit is uit 'n textbook hoe hulle die goed implementeer, en dit is 'n textbook hoe die uitkoms is. Dit is spesifieke aksies wat hulle uitvoer om spesifieke uitkomste te kry. So ek noem daai goed maar net om ons mense aware te maak, sodat wanneer hulle die goed observe en hulle sien 'n jong man soos hy wat net wat klip gooi, dan moet hulle 'n bietjie meer open-minded is, en 'n bietjie dieper kyk, sodat nie die simptoom kan geadres word nie, maar die root cause van die probleem. So die wat die man, die law enforcement wil gooi met 'n klip, is maar 'n simptoom. Wat is die oorsaak van daai? So ons moet die oorsaak adres. En hy's 'n kind. Hy's maar net 'n kind. Hy's nog 'n baby. Hy's nou 6, at the time was hy 5. Toe dit gebeur, hy's nog 'n baby. En sy mindset is al klaar. Mommy, yeah, they're gonna come take our Wendy houses. Let me get stones. So wat sê hy vir jou? Wat leer hulle aan my kind op die ou end van die dag? En dan wil hulle likes om te sê, het begin by die huis. Die kind moet geleer word by die huis. Maar hulle besef nie dat die environment waar die kind gaan expose was, in terme van die ma,
as kleiner as die environment buitekant. Yes, You understand? So die influence van buite gaan 'n groter impak hê op die kind as die influence van die ouers van binne. So dit is nie net afhangend van ons ouers om toe te sien dat hulle kinders reg opgebring word nie. Ons leiers moet seker maak die environment waar die kind in opgroei is conducive vir 'n productive individual te opbring in die community sodat hy productive kan wees. Huidiglik die environment is in so 'n situasie dat dit bring net 'n klomp die mekaar jong manne op en is net gangsterism, dwelms en substance abuse. En dat gee vir ons jong mense 'n bleek toekoms van again het kom terug na wie is die original owners en dit is 'n baie seer saak vir baie mense om te aanvaar. Maar as jy mooi kyk na die geskiedenis, wie was hospitaal, hoe stel mense dit nou, hospitable aan die inkommers? Dat was die inwoners. Wie was die inwoners? Dat was die aboriginals, die First Nation. So ons is die enigste mense wat ander mense kan accommodate. Want soos julle nou sien, ander mense is in charge van ons resources. Hulle accommodeer eers vir ons 'n bietjie nie. So as julle wil sien die land word reg geregeer, mense wat van buite af inkom, Julle hoef nie bang te wees dat as julle die regte mense wat wie geregtig is aan die land in die posisies sit van power, dat hulle vir julle gaan uitweekie van hulle het julle ingenooi in die eerste plek. So julle het nie nou enigiets om bekommerd te is dat julle gaan uitgejaag word nie. Ons wil net geregtigheid hê is al wat ons vra. Net wat ons toekom as die eerste nasie. As die eerste nasie, as dit dat ons mos. Ek is hier gangster nie. Ek is hier op taraksie. Al wat ek soek is 'n blyplek vir my en my kinders. Dit is al. En as die city sê soos hulle sê, city works for you. Hoekom het ek nog hier huisie? Ek is al hoeveel jaapie weggelei, soos ek sê, ek het al 2 kinders die in matriek gesit. Ek het 'n klein kind al. Almal moet saam met my bly. Wat die city sê, he works for you. Ek het geweek, hulle trek tekse af, wat maak hulle met die teksgeld? Daar hulle sê, hulle as geld, hulle kan nie huise bou nie. Maar hulle kan ons grond verkoop, die kousel kan hulle verkoop aan ander mense. Ek soek maar net. En again, dit is waar political education ook 'n rol speel. Sodat stellings soos daai, wanneer hulle sê, daar is nie geld vir huise nie, of hulle het die grond om huise te bou nie. Ons is mos nie blind nie, as ons ry hier is open velde, oral in die Weskaap. Right? En in terme van, daar is nie geld nie, net in die laaste 3 budgetjare, elke jaar, dan het die city geld teruggestuur national government toe, wat national vir hulle gegee het vir behuising. So as hulle sê hulle het die geld nie, hoekom stuur hulle geld terug huis toe? You understand? En dit is wat maak, ons mense as die political educated nie, ons mense het die toegang tot die informasie nie, so dat wanneer hulle stelling soos daai maak, en dan vat ons mense dit as waarheid. You understand? So, die soek maar net weer 'n beroep aan ons mense. As jy nie hou van politics nie, jy hoef nie aan 'n party deel te neem nie, maar jy moet participate in politics. You understand? Van als in ons land is politics, die tipe leefstyl, die kwaliteit van lewe wat jy het, die tipe skool wat jou kind kan bywoon, of jy water in jou huis het, of jy krag in jou huis het, als dit is politics. En net die politics gaan jy die goedes kan achieve. Maar ek weet nie of die ander leiers nog enige iets wil bygevoeg het nie. As jy net kyk na die skool toe, for instance. As jy instap by die skool, jy kom by die hek, die grootste heading waar daar is die skool se naam, skool se adres, you enter to learn and you leave to serve. Ons mense bly net serve. Ons bly geserve, maar ons is die owners van die country. Why must we serve the people that come into our country? We can service them, but we don't have to serve them.
We can work for them, we can work with them. We don't have to work for them, we don't have to be beneath them. Dis ons land, mense, kom uit man. Kom uit jou huis, kom nie buitekant. Sy is bly daar in 'n 3 slaapkamer huis, wat sy nie eens jou familie kan nooi om die weekend te kos nie, van jou familie is te groot. Sy kan nie vir jou 'n Wendy House in die jaar op sit nie, van jou jaar, dan het sy niks meer jaar nie. Ons kinders moet op die hoeke staan in die pad, van daar is speelplekke vir hulle nie. Speel hulle in die pad buitekant, dan word hulle frik geskiet. Van die drugs wat die government in ons communities instoot. Het is die gangsters wat die goedes inbring nie, is die government. Ons gangsters het nie resources om drugs en goed in ons country te bring nie. Die guns wat hulle gevat het nou met die voor die COVID wat die mense ingegee het, die guns kom nou nog uit tussen die gangsters, maar die gangsters ingevat deur die polisie. Hoe te hel kan dit 'n ware ding is? Hulle diese program wat hulle uitgewerk het vir ons en ons is soos 'n klomp ape, ons follow hulle program. Ons is mense van die land, dis ons land. We can live by the rule of our land. Ons het nie nodig om te gaan onder hulle maritime law wat hulle. Ons is nie op die see nie man, ons bly langs die see.